Wel, dis donderdag en kan jy glo ons is in Oktober en gisteraand so besonderse gebedssessie gehad. Ek het net ervaar hoe die Here besig was om mans en vrouens aan te raak en dit is vir my altyd so kosbaar om te sien dat God nooit lieg oor sy woord nie. Ek het al reeds ervaar deur vandag ook hoe mense my laat weet het van hulle deurbraak, genesing wat plaasgevind het en voorsiening in werk. Ek wil vir jou sê, moet nooit ooit moedeloos raak in jou omstandighede nie. Die woord het vir my en jou soveel waarde, daar's soveel wysheid en insig. Ek dink ons mis baie die krag van God se woord. En natuurlik die Heilige Gees wat in jou my lewe woon. En ek wil jou uitdaag om op daai plek te kan kom om die woord toe te laat om te groei in jou hart, te groei in jou lewe, sodat jy die woord kan spreek in omstandighede, sodat jy die woord kan proklameer oor jou huisgesin. God het die woord daar geplaas, dat dit sy stem kan wees in jou en in my lewe. Dat ons sy stem ook kan sien in die natuur, ons kan sy stem hoor deur mense, ons kan sy stem hoor deur die Heilige Gees, en natuurlik deur sy woord. Filippense 4 sê in vers 13 en hoofstuk 4, hy sê daar so, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Jy sal sien my nommer verskyn ook op die platform, ons het 'n WhatsApp groep, en Renier plaas dit op Facebook en op TikTok is my nommer ook. Ek wil jou uitnooi, as jy nog nie op ons groepe is nie, en jy wil graag op die groepe gelaai word, stuur maar net 'n boodskap na daai WhatsApp nommer toe, ons plaas jy op die groepe, en so sal vanaand se boodskap ook daar geplaas word. Ek wil nie jy moet uitmis op dit wat die Here ook vir jou instoor het nie, en jy moet ook 'n besluit neem in jou lewe om te sê, ek gaan nie in hierdie seisoen in my lewe uitmis nie. Dis donderdag, dis Oktober, 'n nuwe maand, nuwe dinge, en ja, jy is dalk nog besig om so uit daai lente in die somer in te gaan, en dalk sit daar nog so 'n bietjie winter aan jou. Mag vanaand se woord jou sommer net kom inspireer, mag vanaand ook een van daai aande wees wat jy ervaar die guns en die genade van God. Moet nooit na jou omstandighede kyk en sê dis die einde nie. Kyk na jou omstandighede, kyk na jou situasie en sê vir jouself en sê vir jou mens wees, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Vir u wat dalk vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom by ons aanlyn kerk. Dit is natuurlik op Sondagoggende 10:00 en Sondagaande 8:00, Maandag tot Donderdag 8:00 in die aande. Dit is my baie lekker en sien baie uit om ook so Sondagoggend met die woord te deel. En ja, daar's soveel dinge wat besig is om te gebeur. Ons reik uit en ons is besig om op plekke, jy weet, te reël waar ons kan Bybels gaan plaas en besoek gemeentes en gister het ons 'n doopdiens gehad. Dit was so besonder hier in die swembad by die huis. Om te sien wat God besig is om te doen in mense se lewens. Mense wat klaarmaak met die gisters en die eergisters. En ek wil jou uitnooi om ook in jou lewe klaar te maak met die verlede, klaar te maak met die eienaars, klaar te maak met die pyn en te konsentreer op die plan en die doel wat God ook vir jou instoor het. En vanaand baie welkom, ek sien almal is aanlyn en almal is besig om in te skakel. Wil jy nie hierdie boodskap sommer maar net neem en iemand tag en dit share met iemand nie? Maar belangrik dat die boodskap uitgaan. Natuurlik gaan dit nie oor Pastor Stef nie, dit gaan oor God. En hierdie aanlyn bediening is net om God se naam te verheerlik en dat hierdie boodskap volgens Johannes 14 sê in vers 12 dat die werke wat ek gedoen het, julle doen en nog groter werk. En ek glo dat hierdie ook 'n era is waar ons die sosiale platforms
tot voordeel kan gebruik om die evangelie te kan verkondig. En wat 'n voorreg is dit vir my en jou, om in Suid-Afrika nog steeds hierdie evangelie te kan verkondig en nie gebind hoef te wees nie. Ek lees en ek hoor dat daar's baie strenger maatreëls wat gaan plaasvind op die kerk, en jy kan dit maar sien as vervolging. Ek sien dit ook dat daar 'n sifting gaan wees van al die goggas wat soveel nonsens proklameer en verkondig op sosiale platforms. Daar's soveel scammers ook, en ek sê dit so baie, pas op, ek is nie een van die persone wat jou sal uitnooi om betrokke te raak by 'n geldskema en in 'n vinnige bak of 3 wat jy kan maak nie. Nee. Dis nie ek nie. Ek het die ander dag gesien, ons oor die 18 profiles op Facebook wat my naam en my gesig gebruik. Hierdie profiel is my profiel wat by die 91,000 followers het, en natuurlik op TikTok het ons 50,000 followers. Jy sal sien, daar's 'n Stefan Pieterse op Facebook met 12,000 followers op my privaat profiel. Dis die enigste 3 platforms. Dan kan jy natuurlik my gaan volg op Instagram en ook op YouTube. Gaan subscribe, plaas my boodskappe daar, en ek wil graag hoor wat die Here vir jou doen, en wat God mee besig is, en wat het hierdie aanlyn kerk tot sover ook vir jou beteken. Ek kan alreeds sien en ervaar dat God ook vanaand met hierdie boodskap tot jou hart gaan spreek. Filippense 4, is my so mooi wanneer hy kom in vers 13, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus, nie deur mense, nie deur instellings nie, maar ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. Ek wil met jou praat, juis in hierdie dag en uur, ons is nou net deur 'n week van einde van die maand, en nou, jy sê dat my salaris het gehou van einde van die maand tot einde van die aand. En nou sal julle maand weer voor, en dit voel vir jou asof daar net soveel stres op jou is, van dat jy lewe dag tot dag, en jy kom net nie deur nie. Jou kinders, jou werk, jou omstandighede, die ekonomie, vandag het die brandstofprys opgegaan, en jy hoor al reeds van skoolgelde wat opgaan, klere wat opgaan, kos wat opgaan, ekonomie wat in duie stort, politieke leiers wat die geld uit die land uit steel, en ek en jy moet raap en skrap, en daar's soveel bekommernis, daar's soveel angs op mense se gesigte, en slegte nuus wat hulle ontvang het, rondom gesondheid, rondom werk. As jy een van die persone is wat nou luister, wat tans deur 'n moeilike situasie gaan, wat tans moet deel met dinge, tans moet deel met 'n egskeiding, tans moet deel met die dood van 'n geliefde, tans moet deel met kinders wat 'n moeilikheid is, 'n egskeiding, en kinders se lewens, klein kinders wat deur dinge gaan, mag hierdie boodskap 'n boodskap wees van inspirasie, 'n boodskap dat die Heilige Gees by jou sal kom stilstaan, en jy sal sien en sal hoor en sal ervaar wat God vir jou in hierdie aand wil sê. Onthou Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En op hierdie donderdag in die begin amper van die naweek wat voorlê, weet ek dat om positief te bly in 'n storm is altyd maklik, maar dit is my tema, om positief te bly in 'n storm. Hou in gedagte, Filippense 4 vers 13. Bly so positief. Die kenners sê ons kry wat ons verwag. En as jy rampe en ellende verwag, dan gaan jy dit kry. Ek wil vir jou sê om jou versuur op 'n positiewe uitkoms te stel, want so dwing jy jou om na die positiewe te kyk en op die uitkyk te wees vir die positief. Ek en jy moet ons gedagtes afval van die negatief, ons moet ons afval van wat nuusberigte sê, wat mense sê, wat kollegas sê, en ek en jy moet onsself toelaat om te hoor wat God vir my en jou sê. Ek meet alles op in die skrif, en dit is belangrik dat jy en ek pas op dat ons nie van ons ore asdromme maak nie. Vullisblikke, om ander mense, al hulle gemors, op jou te kom damp. Pas op daarvoor. Ek wil vir jou sê, versterk jou bewustheid van die goeie, deur soggens vir jou beeld in die spieël te sê. Vir daai persoon wat jy na kyk in die spieël, ek verwag dat iets goeds vandag met my
gaan gebeur. Ek verwag dat hierdie my maand gaan wees. Ek verwag dat hierdie my dag gaan wees. Ek verwag dat hierdie my deurbraak oomblik gaan wees. Versterk jou bewustheid deur om positiewe denke te ontwikkel, deur positiewe woorde te spreek. Eerstens wil ek vir jou sê as jy dit wil bereik is om by 'n plek te kan kom om vir jou 'n ondersteuningsnetwerk te kry. Kry 'n ondersteuningsnetwerk. Hoekom sê ek dit? Identifiseer positiewe vriende, kenners en kollegas wat jou kan help om by jou doelwitte uit te kom. Die keuse lê by jou. Die keuse lê by my, wie ek in my lewe gaan toelaat. By jou werk het jy 'n keuse, Boeta, met watter manne jy gaan uithang. Sissa, met watter vroue jy mee gaan kuier. Jy het 'n keuse om besluite positief te neem of negatief. Jy het keuses om negatief na jou toe te trek of positief na jou toe te trek. Jy het 'n keuse vir lig of jy het 'n keuse van duisternis. Jy het 'n keuse van oorwinning of jy het 'n keuse om 'n verloorder te wees. Hierdie lê nie by jou man nie, dit lê nie by jou vrou nie, dit lê nie by jou kinders of by ander kollegas of by jou baas, dit lê by jou. Ek wil vir jou sê, die wonderlikste vrede wat jy kan hê, is om in jouself oorwinning te hê, in jouself te kan glo en te weet dat hierdie is my oomblik. En daar is soveel in hierdie lewe vir jou as teen jou. En ek weet dat jy ook op 'n plek is wat jy dalk moeg is en oorlaai is en jy voel dat jy nie uitkom by dit wat jy graag by wou uitgekom het nie. Die drome wat jy gehad het in jou laat 20's en jou vroeë 30's, voel jy in jou 50's het jy nog nie by uitgekom nie. Dis nooit te laat om vir jou doelwitte daar te stel nie. Ek wil vir jou sê, om positiewe mense in jou lewe toe te laat, gaan jou help, dat jy mense gaan hê wat jou gaan motiveer. Mense wat jou gaan motiveer om in 'n positiewe te kom, om uit die negatief uit te kom. Ek kies om sekere mense van my weg te hou. En hulle sal jou motiveer as jy wankel, maar ook jou suksesse saam met jou vier. Tweedens wil ek vir jou sê, wees bewus waaroor jy beheer het en vergeet die res. So belangrik. Die meeste van ons bestee eindelose energie aan kwellinge oor goed waaroor ons geen beheer het nie. En ons laat toe dat dit ons motivering steel en ons pap maak, moeg maak, verlam maak. As ek sê wees bewus waaroor jy beheer het en vergeet die res, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat? Ek en jy kan niks aan die gisters en die eergisters doen nie. Maar wat ek en jy wel kan doen is om juis in hierdie oomblik keuses te maak, besluite te neem. En terwyl ons in die begin is van Oktober, kom in beheer weer van jou lewe. Daar waar die duiwel kom roof en kom steel het, jou blessings en jou blydskap, neem terug jou blydskap, neem terug jou oorwinning, neem terug jou genesing, en moenie dat mense jou afdruk nie, moenie dat instellings jou lam maak nie, moenie dat jou verlede by jou kom leens los nie. Derdens, is my so belangrik om die volgende te onthou. Hoewel jy nie altyd beheer het oor wat met jou gebeur nie, het jy volle beheer hoe jy daarop gaan reageer. Ek het 'n keuse, of ek gaan positief of negatief. Ek het 'n keuse vir lewe of dood. Ek het 'n keuse vir lossing of om vas te bly. Ek het 'n keuse om te stagneer of om op te staan, om vorentoe te beweeg. Wat sê ek vir jou? Kry die regte mense in jou lewe. Kies die regte vriende. Kies die regte kollegas. Jy het 'n keuse. En dan wil ek verder gaan om te sê, hoe gaan jy reageer op daai situasie, daai slegte tyding, daai siekte toestand, dit wat jy nie verwag het gaan gebeur, hoe gaan jy reageer? Ek wil vir jou sê, dinge gebeur, slegte goed gebeur, en ek het dalk, dit wat gebeur het gebeur, maar hoe ek daarop gaan reageer, ek wil vir jou sê, dit gaan die uiteinde
wees van hierdie situasie. Ek sien dit so min in die lewe dat mense in hulle self glo, en dan wil ek vierdens vir jou sê, om daarby uit te kan kom in jou lewe, om positief te kan bly in die storms, is vier jou mylpale. Soos jy 'n fees vier die mylpale. Ek wil vir jou sê, daar's niks meer fout om dit te vier nie, en soms raak 'n mens moedeloos wanneer jy momentum verloor. Man, jy het ver gekom. Boeta, sissa, julle het ver gekom. Julle huwelik het ver gekom om nou te wil opgee. Jou besigheid om nou te wil opgee. Jou huwelik om nou te wil opgee. Jou gesondheid om nou te wil opgee. Taboe met opgee vandag. Die beste is om dan na jou beginpunt te kyk en trots te wees op hoe ver jy reeds gevorder het in jou lewe. Jy het ver gekom. Ek wil vir jou sê, as ek na my lewe kyk, hoeveel dinge verkeerd geloop het, en elke keer het ek opgestaan. Partykeer 5 tree vorentoe en 10 tree terug. Maar hoe meer dan momentum gekom het in hierdie man se hart, in hierdie man se beweging om vorentoe te gaan, om nie die leuns te glo van mislukking, om nie die leuns te glo van mense nie, het ek krag gekry, het ek begin glo myself, glo en vier die mylpale. Dit kom God toe en dit kom jou toe. Hou op so hard teenoor jouself wees. Hou op so jouself slaan oor die foute, oor die nederlaag. Maar sien hoe ver het jy al gekom. Ek is verder as gister. Ek is verder as vanoggend. En nou ja, jy gaan my nou nie glo wat ek jou sê nie, maar in my lewe breinspoel ek my om positief te wees. Breinspoel jouself tot jy positief voel. Hoe kan ek myself breinspoel? Ek wil vir jou ook sê, buiten dat jy mense om jou het, buiten dat jy die Here begin dien, is besig om lewe te spreek oor jou situasie. Ek kies na wat ek gaan kyk. Ek kies na wat ek gaan luister. As jy positiewe boeke lees, en kan ek maar sê flieks kyk, wat jou gees versterk, sal jy ook makliker positief kan dink. Jy sal makliker positief kan wees. Jy sal anders dan na dinge kyk. Hoe gaan dit wees as jy die hele tyd na morbiede musiek luister, na Bach se gelag, Night Street en weet daai nagmerrie movies. Die morbiede musiek, die morbiede films. Hierdie morbiede boeke lees van verhoudings wat net nooit uitwerk nie. My maat in die leserskring behoort. En elke maand het 'n boek in die pos gekom. Toe ek ouer geword het, het ek eendag so 'n boek gevat en daar was hierdie sappige liefdestonele, maar dan die opbreek van verhoudings. Nou kom pappa van die werk af, nou loop pappa op nou maar deur, omdat hierdie man nou maar net verkeerd opgetree het in die boek. Kan jy daai leserskringboeke onthou? Bly weg van droewige stories, bly weg van tranetrekkers as jou wolkies in jou lewe donker lyk. Jy weet hoe lyk jou situasie tans. En nou, in dit neem ek besluite. Ek wil verder gaan om vir jou te sê, leer eerder uit jou foute as om dit te herhaal. Het ek nou mense gesien wat die hele tyd vashaak en oorgaan terug na hulle gisters en hulle egers. Dieselfde eksamens, die lewenslesse oor en oorskryf en dit nie klaar skryf nie. Dit het tyd geword, meneer, dat jy klaar maak met jou verlede. Dit het tyd geword dat jy klaar maak met daai ou dingetjies wat jy maar net aanhang. Daai vuil maniertjies, mevrou, daai vuil imeertjie van jou boeta, om klaar te kan maak met dit. Leer uit jou foute en bou 'n brug en kom daaroor en beweeg aan. En ek gaan vir jou sê, as jy daai meer kan deel in jou lewe, gaan jy self sien oorwinning. Jy gaan verandering in jou huisgesin sien. Jy gaan 'n verandering in jou besigheid sien. Jy gaan selfs 'n verandering sien hoe jou kinders met jou praat en selfs hoe die hond jou gaan hanteer. Jy tong in die kies. Moenie oor en oor dieselfde foute
maak nie. Die lewe het 'n manier, Lucifer sal jou nooit los nie. Hy het nie 'n bangaar en 'n leier. Hy's nie bang nie en hy's ook nie 'n leier nie. Hy sal nie gaan slaap nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou te roof en van jou lewe te steel. Moenie hom toelaat om in hierdie seisoen van jou lewe dat hy kom steel en kom roof van jou menswees nie. Na mislukking is dit een van die belangrikste dinge om perspektief. En as ek dit sê, wil ek jy moet hoor wat ek vir jou sê, om perspektief te kry in die situasie soos 'n buitestander te beoordeel. Dink daaroor na en skryf die oorsake van jou krisis neer. Of gesels met ander wat hulle wysheid en insig met jou gaan deel. Ek kies die regte mense en ek weet dat wanneer die pop op die fan stryk, wanneer Stef nie op sy beste voel nie, wanneer Stef deur dinge gaan, kan ek na die regte mense toe uitreik en ek weet ek het die regte mense gekies toe dit goed gegaan het en juis omrede hulle nou daar is, sê ek vir jou, is hulle daar om jou te help en te motiveer. En daarom kies ook in die goed en in die sleg Jesus Christus. Kies juis nou die regte besluite in jou lewe. Maak die regte besluite. Dink daaroor na. En ek wil vir jou sê, partykeer het dit tyd geword dat ek in hierdie goed neerskryf. Dat ons met dinge moet deel. Praat met iemand. Gaan na God toe. Gaan mediteer op sy woord. Wag op die Heilige Gees. Dan ook om positief te bly in 'n storm, sê ek dit baie keer vir mense, bly weg van negatiewe mense. Punt. Hoe gaan dit? Ag, vrot sleg, dankie. Regtig? Ja, so tussen die vloer en die polletoer. So tussen die boom en die bas. Ek wil vir jou sê, mevrou, meneer, as vriende jou aftrek, of jou kop vol negatiewe dinge oor die ekonomie, oor die politiek, verhoudings en jou beste span, jy weet, wat jy het is besig om jou af te trek en jy weet en hulle is besig om jou negatief te maak. Jy het buitestanders, jy het in jou binnekring, wil ek vir jou sê, stoot hulle weg. Kry die regte mense in jou lewe. Verander die geselskap of moenie saam praat nie. Ek het agtergekom, as jy nie saam praat nie. Wat is jou mening? Nee, ek het nie 'n mening hieroor nie. Ek gaan my opinie lig nie. En want baie keer as jy opinie lig, jy weet, gaan hulle jou uitstoot of gaan hulle jou sleg sê. Dit is ook alraai. Maar ek het ook geleer om in sekere gesprekke maar net stil te bly. Sekere gesprekke maar net te luister. Natuurlik is ek iemand wat op sosiale platforms baie praat, maar mense wat my ken sal weet ek is soms baie stil ook. Want ek het 'n keuse gemaak om nie saam te praat nie. Ek het 'n keuse gemaak om nie my ore oop te maak vir sekere goed nie. En dan lyk dit of ek uitzoom. Maar is omdat ek nie dit toelaat in my binnekring nie. Die beste teenmiddel, hoor baie mooi, kry vriende wat die silwer randjie in die lewe soek, kry mense wat maklik lag, kry mense wat in oorwinning lewe, kry mense wat positief is. As jy die hele tyd gaan toelaat dat hierdie Siersari jou skakel, Siersari die hele tyd met jou gaan praat, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan verboureerd raak, jy gaan moedeloos raak. Sien mense wat die positief sien mense wat die oorwinning sien. As jy een het wat jou gedurig bel om oor die lewe te murmureer, dan pak gesprek. Ja, maar ek moet daar wees vir hom. Nee, hy is nie goed vir jou nie. Sy is nie goed vir jou nie. Stoot sulke vriende weg uit jou lewe uit. Om positief in storms te wees, om deur dit te kan kom,
Ek sê dit so baie hier in my spreekkamer ook, beplanning kan jou help. En dit is hoekom ek altyd sê, mens stagneer nie, daar moet altyd iets beters wees. Eerstens, visualiseer jy 'n positiewe uitkoms. Filippense 4 het ek vir jou gelees, wat hy gesê het, ek is tot alles in staat, deur Christus my krag gee. Glo dit, hoor dit, vat dit, maak dit joune. Visualiseer jy 'n positiewe uitkoms? Dit is wat jy eerstens moet doen. Sien die positief, sien die oorwinning, sien die mooi prentjie, 'n gelukkige gesin, 'n gelukkige huwelik, gelukkige kinders, 'n gelukkige besigheid, 'n positiewe uitkoms. En tweedens kan jy sien waar dinge kan skeefloop en jy kan daarvoor begin beplan, want jy staan aan hierdie kant, jy's gereed, en omdat jy stil is en omdat jy mediteer op God en mediteer op die woord, is dinge besig om in plek vir jou te val. En sien die dinge anders nou. Navorsingsresultate toon ook dat mense meer positief is wanneer hulle op probleme bedag is. Ek het dit verwag. Daarom is ek gereed. Dit gaan my nie onderkry nie. Ek het hierdie sien kom. Al hoe jy dit kan doen is wanneer jy hierdie kant gaan staan en rustig gaan raak. Om positief uit hierdie storm uit te kan kom in jou lewe, het dit gevra dat jy moet gaan sit en weer begin beplan. En hier is in Oktober. In die Bybelgenootskap het ons 3 maandeliks, 6 maandeliks moet ons 'n KPA invul en ons kom voor 'n paneel en ons word evalueer of ons werk doen, of ons dit reg doen en hoe het jy by jou targets uitgekom. En ek weet, na verlede week het ek baie werk om te doen, om weer by Maart maand te kom en in 'n vergadering te kan gaan sit, ek het dit gemaak. Dan hoef jy ook nie bekommerd te wees deur die tyd nie, want ek is op pad, want ek het beplan. En dis waar jy ook moet kom. Jy moet ook in jou huwelik, waar daar nou 'n storms gesê, liefie, ons gaan nie hierdie toelaat nie. Ons het getrou om nie te skei nie. Ons het hierdie besigheid begin om nie bankrot te gaan nie. Visualiseer. Begin te sien en sien ook God is deel van hierdie gesin. God is deel van hierdie besigheid. God is deel van hierdie planne. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word, Matteus 6 vers 33. Ek sê dit weer vir jou. Navorsingsresultate toon ook dat mense meer positief is wanneer hulle op probleme bedag is. Jy sien, hier's 'n ding wat sy kop uitsteek en nou hanteer ons dit. Iets wat ons dalk moet doen in ons lewens wanneer ons oor storms praat vanaand, is om weer prakties te begin raak. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou, kry vir jou 'n geskrewe stuk wysheid, goeie raad of 'n inspirerende aanhaling en plak dit op jou yskas of op 'n spieël waar jy dit elke dag kan lees. Sit dit, jy weet, in jou voertuig. Herhaal dit hardop in daardie oomblikke wanneer jy in jouself begin twyfel. Wanneer 'n storm kom en jy nie weet watter kant toe nie. Jy mag sê, Boeta, Sissa, jy is mooi. Wees lenient, wees genadig vir jouself. Ek wil vir jou sê, wat ek geleer het, is ook doen iets gaafs vir iemand anderste. Logika wil ons laat glo dat jy beter voel as ander vir jou iets doen. Maar navorsing, en ek wil vir sê, ek het dit in my eie lewe gesien, toon dat die gewer, die een wat uitdeel, die een is wat meer waarde uitgee as wat die ontvanger kry. Daar's meer, jy kry meer, die een wat gee, daar's meer waarde daarin. Daai vervulling, ek kan nie vir jou verduidelik, om in die aand te bedien, om vir mense te bid, om vir mense te motiveer, om mense op te lig, om te sien wat God vir hulle doen, wat dit vir my inhou.
Om te sien hoe mense, hoe mans wat in verslawing geval het, mans wat in pornografie vasgesit het, hoe hulle losgekom het, iemand wat hy meer gehad het, genesing ontvang het. Vir my is dit stimulerend. Dit doen soveel vir my. Ek wil gou met jou 'n paar, soms 'n ou kort lysie van positiewe denke, sommer net met jou opbenoem. Gebruik positiewe woorde soos ek kan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Tweedens, hoor my baie mooi uit, verwerp negatiewe emosies en gedagtes. Dis taboe. Al is dit net vir 'n paar ure 'n dag. Jy weet wanneer jy 'n dip vat. Jy weet wanneer dit die slegte tyd is. Jy ken die ritme van jou hartklop. Jy ken ook jou voetstappe. Jy weet wanneer is daar tye, wanneer iets jou aftrek, of wanneer mense jou mismoedig maak. En as ek sê glo weer in jouself, want God het jou krag gegee, wil ek sê om positief in 'n storm te wil bly, deur positiewe denke is dit glo dat jy dinge kan vermag. Die Here gee dit vir ons. Hy plaas dit in ons. Erken negatiewe situasies en kry maniere waarop jy dit kan hanteer. Hoe gaan jy dit hanteer? Hoe gaan jy hierdie maand daai storm hanteer, anderste as die res van hierdie jaar wat verby is? En dan wil ek iets sê wat jy moet hoor. Vergewe jouself. Dis dinge wat jy nie oor beheer gehad het nie. Dinge wat gebeur het, wat jy voel jou die mat onder jou uitgeruk het. Vergewe jouself, vergewe ook ander. Herinner jou daaraan dat dinge erger kon wees. Omring jou met die positiewe. Dit geld ook in klere, prente en blomme en in mense. Dit het gebeur. Ja, kyk nou vorentoe. Haal daai swart lipstiek af, die swart daai uit. Daai oorbelle wat hang soos klokke op jou, wat jou aftrek. Trek uit daai swart negatiewe klere, man. Hou op soos 'n spook lyk. Geniet die lewe, geniet die oomblik. Jy het Jesus in jou kant. Klop jouself op die skouer en vier jou goeie hoedanighede. Dit is wat God vir jou en my instoor het. En Vader, ek wil afsluit om vir hierdie oomblik stil te word, om dankie te sê, dat ek vir hom en haar kan bid. Dankie vir guns, dankie vir 'n woord wat tot ons harte gespreek het, dat in U is ons tot alles in staat. In U kan en gaan en sal ons dit maak. Dankie vir oorwinning, dankie vir deurbraak, dankie vir herlewing in ons lewens, in ons families, in ons gesondheid, in ons besighede. Dankie dat ons in oorwinning staan. Dankie dat ons probleme gaan aanspreek. Vader, dankie vir wysheid en insig en vir krag en vir leiding deur U Gees. Here, dankie dat U ons nie alleen gelaat het nie. Dankie dat ek nie alleen is nie. Dankie dat ek nie in mislukking is nie. Dankie dat ek in oorwinning staan. Dankie dat ek nie die opinie van mense op my gaan laat groei soos mos nie. Maar U woord is kragtig in my lewe. En ek vat dit, ek staan daarop soos 'n tweesnydende swaard. Staan ek en ek spreek lewe oor hierdie storm, in hierdie Boeta, en hierdie Sissa se lewe, en in my eie lewe. Loof en ons eer en ons prys U vir U guns en U goedheid. Daar is niemand soos U nie, in Jesus se naam. Stap in oorwinning, stap in verlossing, vat hierdie boodskap. As jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn daar. Stuur 'n WhatsApp, ek stuur vir jou die boodskap, laai op ons groepe en jy word deel van dit wat God mee ook besig is in ons aanlyn kerk. Vir my, Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Kyk uit, Sondagoggend 10:00, moenie dit mis nie. Lekker gewees om saam met jou te kuier. En geniet Vrydag, geniet die naweek. Die bokke gaan vir hom deurtrek. Man, ek weet dit somme. Is lekker gewees om saam met jou te kuier.
goedheid en guns. God bless.